En nou is dit tyd vir ernstige sake. Die sluiting van die Massakane Cookfreeze aanleg in Roslyn nadat E. coli in die watertoevoer gevind is, het groot vrae laat ontstaan oor voedselveiligheid in Gauteng se staatshospitale. En die Gesondheidsdepartement hou vol dat daar geen risiko vir pasiënte is nie en dat alle hospitale steeds 3 maaltye per dag verskaf. Ons praat vandag met Anton Alberts, lid van die provinsiale wetgewer in Gauteng, om meer uit te vind oor wat hier aangaan. Anton, welkom by die program. Goeiemiddag, baie dankie. Anton, wat is die omvang van die probleem by die Massakane aanleg en is dit die besluit om produksie heeltemal op te skort volgens jou die regte besluit? Ja, nee, ek dink dit is die regte besluit. Hulle het gevind dat daar ernstige kontaminasie is en mense wil nie kanse waag deur dit te laat voortgaan, jy weet, die produksie te laat voortgaan en dan kos aan die hospitale en die klinieke te lewer wat moontlik gekontamineer kan wees nie. Die implikasies daarvoor is groot, so ek dink dit is 'n wyse besluit om wel die fabriek heeltemal te sluit totdat daai probleem opgelos is. Nou die Gautengse LER vir gesondheid, Nomantu Nkomo Ralihoko, sê daar is geen tekort aan kos by die Gautengse hospitale nie. Behoort die publiek vertroue te hê in die stelling? Ja, dis 'n goeie vraag, want die publiek ervaar aan die ander kant of dit so is of nie. En as mens kyk wat in die hospitale gebeur, is daar getuienis wat daarop dui dat mense nie ordentlike kos kry nie. So daar is 'n voorraadprobleem. En die regering moes eintlik al lankal beplan het om 'n plan B in plek te hê vir ingeval so iets gebeur. Die kontaminasie kan gebeur in die beste van plekke. Want die kontaminasie is maar iets wat moontlik kan insluip iewers waar 'n fout gemaak is en dit gebeur in alle instansies. En daarom moet jy 'n plan B, 'n terugvalplan hê en daar's duidelik nie een nie en dit blyk dat van die kos wat nou bedien word eintlik maar afskeepkos is. Nou, hoe volhoubaar is hierdie alternatiewe reëlings? Jy praat nou van afskeepkos. Hoe volhoubaar is hierdie alternatiewe reëlings wanneer 'n groot verskaffer onverwags wegval? Ja, die probleem is natuurlik tweeërlei. Eerstens, wat die verskaffer self betref, blyk dat daar vir jare lank nie behoorlike onderhoud gedoen is op die stelsels nie. Die stelsels is ook nie opgegradeer nie. So dit sal die kanse verhoog dat daar kontaminasie sal plaasvind. So dit is 'n kwessie van tyd voor dit plaasvind en dit het nou gebeur. En dan moet jy natuurlik die plan B in plek hê. Wat lyk my nie daar is nie, want daar's nie duidelikheid oor wie die alternatiewe verskaffer sou wees vir daai kos nie. En dis ook een van die probleme wat 'n mens in die gesig staar wanneer 'n mens die staat los om deur middel van hulle eie instansies dienste lewer aan die publiek. Dan kry jy substandaard dienste veral onder die ANC beheer. Nou daar is nou 'n intensiewe reiniging van stapel gestuur, so word ons vertel, en 'n nuwe watersuiweringsaanleg word geïnstalleer. Daar is blykbaar nie 'n aanduiding van hoe lank dit gaan duur voordat hulle klaar is met hierdie verbouing nie. Behoort die publiek weer vertroue te hê in die aanleg na afloop van die reinigingsproses? Ook 'n goeie vraag. Die dilemma waarmee ons sit is dat ons sit met 'n ANC minderheidsregering wat tans in beheer is deur middel van ander klein partye wat die ANC ondersteun. En dit lyk nie of die dienslewering noodwendig verbeter oral nie. Maar wat ons wel gesien het is dat wanneer daar dienslewering probleme is en veral waar daar dringende situasies is soos by hierdie aanleg, dat die LER eintlik baie gouer reageer as voorheen. En dit is enerzijds omdat hulle nie meer die meerderheid het nie en anderzijds omdat die mense sien wat gebeur onder die ANC beheer. En die ANC het verlede jaar in Gauteng net so by die 34,7% steun gekry, so dat ver onder 50% geval. En dit lyk of daai tendens voortduur. So die ANC is bewus daarvan dat as hulle nie iewers hulle sokkies optrek nie, gaan mense hulle meer en meer verwerp. En so hulle is meer gewillig om te doen wat hulle voorheen nie sou gedoen het nie, maar eintlik is dit klaar te laat. En ons dink dat volgende jaar met die plaaslike regeringsverkiesing in 2029 met die nuwe nasionale provinsiale verkiesing gaan die ANC self 'n baie kleiner party in Gauteng word en sou die regte partye in beheer kan kom van die provinsie en hierdie goed begin regstel. Nou, ek kyk nou na die ligging van hierdie spesifieke aanleg in Roslyn. Mense wat in Roslyn bly en met die wete dat E. coli in die water was van hierdie aanleg,
Kan die mense in Roslyn rustig slaap? Dis 'n goeie vraag, weer eens. Wie is in beheer van Tshwane en wie is in beheer van Roslyn? En dit is natuurlik weer eens die ANC as 'n minderheidsparty saam met ander partye. En die vraag is, kan mens werklik wel vertrou in hulle hê om die regte goed te doen? Uiteindelik kan mens sê nee, want mens moet net na die geskiedenis kyk. So ja, daar's rede om bekommerd te wees, maar dis ook hoekom daar ander partye is, oppositiepartye waarvoor die mense ook gestem het. Daai raadslede moet gekontak word en daar moet seker gemaak word deur hulle dat beide die provinsie en die stadsraad, die metro, wel vir die mense met sekerheid kan sê dat daar nie 'n kruiskontaminasie sal wees vanaf die aanleg na die stad se stelsels toe nie. 'n Laaste vraag. Hoe kan die publiek verseker wees dat pasiënte werklik veilig is? As jy nou iemand in die hospitaal het, moet jy maar self kos neem? Wat is die oplossing, of is dit 'n bietjie van 'n oorreaksie, sou jy sê? Ek dink nie dis 'n oorreaksie nie. Dis ongelukkig dat 'n mens by die punt gekom het waar jy hierdie drastiese idees kry en drastiese stappe wil neem. Maar ek dink nie dis noodwendig 'n oorreaksie om seker te maak dat jou familie of vriende wat in die hospitaal is, wel veilig is nie. So as 'n mens vir hulle kan kos neem, vir hulle kan water neem in bottels, dan sal dit sinvol wees. Maar dit is ook natuurlik belangrik dat politieke partye soos die Vryheidsfront Plus in die provinsie seker maak by die LER en ondernemings kry by die LER en die departement dat hierdie probleem spoedeisend opgelos kan word en dat die oplossing blywend gaan wees en dat daar nie weer 'n fout gaan insluip langs die pad wat mense ernstig kan siek maak nie. Die regering het al baie foute gemaak wat mense se lewens gekos het. Ons het gesien met die Life Esidimeni geval ensovoorts. Daarom is die regering in wese nie te vertrou nie in die eerste plek. So wees versigtig, maar sorg ook dan dat jou verteenwoordiging wat jy het in oppositiepartye die regering wel verantwoordbaar hou. En die Vryheidsfront Plus gaan natuurlik skakel daaroor met die LER en met die departement om daardie versekerings te kry dat mense se lewens nie in gevaar gestel gaan word nie. Maar ons sou ook daarbey sê, mense moet ook uitkyk vir hulle self en nie noodwendig die regering heeltemal vertrou nie. Nou, ek het gesê ek kyk na die ligging van waar presies daardie aanleg is. Dit is 1.4 km suid van Soshanguve. Dit is 2.2 km noord van Nakasia en in die omgewing van Orchards ook. Daar's baie mense wat daar bly. En gaan daar toetse gedoen word van die Gauteng regering se kant af om seker te maak dat daai water reg is, aangesien die Tshwane Metro nie vertrou kan word nie? Ja, ek dink dis 'n billike vraag en ek dink dis 'n billike versoek ook. En ek dink ons sal daardie vraag stel aan die LER dat hulle seker maak dat enige aangrensende areas nie benadeel sal word deur dit wat gebeur het by die aanleg self nie. Dat daar nie 'n kruiskontaminasie van een of ander aard sal wees nie. Ek weet nie presies hoe die pyplyne bymekaar inskakel daar nie, maar as daar so 'n moontlikheid is, dan moet die stadsraad ook dadelik begin optree en kyk dat die watervoorraad wel skoon is. Anders gaan hulle 'n groot probleem hê as daar wel 'n kontaminasie is en die mense drink daardie water, dan gaan daar 'n geweldige groot probleme wees. So ek sou sê dat hulle wel daarna kyk, maar jy kan ook nie met sekerheid sê dat dit wel so is en dat hulle wel kyk na die tweede rang gevolge wat kan plaasvind nie. So daar weer eens sal mens moet gaan sekerheid kry en waarborge kry by die LER en by die departement om dan ook op te volg by Tshwane en daarbey moet die raadslede wat daar naby woon wat bekommerd is ook skakel met die regering in die Tshwane Metro om seker te maak dat hulle ook die toetse doen en waarborge kan gee aan die mense wat daar naby bly. Ja, ek moet dalk net my woorde mooi duidelik maak. Ek bedoel nie te sê dat die ouens wat die toetse doen namens Tshwane nie betroubaar is nie. Hulle het tog raak gesien die E. coli. Maar wat ek wel sê is dat 'n mens vir 100% sekerheid vir die ouens daarso in die omgewing vir die mense wat daar woon en die mense wat daar werk, want daai is 'n industriële gebied ook Roslyn. Mense wil graag hê daai water moet reg wees en dalk is 'n onafhanklike toets ook of 2 of 3 dalk ook nie 'n slegte plan nie. Anton, baie dankie vir jou tyd.
Dis 'n groot plesier, baie dankie. Dis Anton Alberts, hy's lid van die provinsiale wetgewer in Gauteng en ons het met hom gesels oor die sluiting van die Massakane Cook Freeze aanleg in Roslyn nadat E. coli in die watertoevoer gevind is.